waarom woorde soos verkleermannetjies is. Ek ontvang dikwels taalnavrae waar taalgebruikers vir my vra om 'n woord se woordsoort, die woord se funksie in 'n sin met ander woorde te identifiseer. Die probleem hiermee is dat daar nie 'n een-tot-een passing tussen 'n woord en 'n bepaalde woordsoort is nie. Dit merk 'n mens onmiddellik op wanneer jy 'n woordeboek raadpleeg en byvoorbeeld sien dat die woord fiets, wat ons almal tipies as 'n naamwoord, oftewel selfstandige naamwoord gebruik, om vir 'n ryding met 2 wiele, handvatsels en 'n saal waarop jy sit 'n naam te gee, ook as 'n werkwoord gebruik kan word. Hy fiets kantoor toe. My een taalkunde-dosent, Dr. Ria van der Berg, het op universiteit tydens woordsoortonderrig verduidelik dat woorde daarom soos verkleurmannetjies is. Net soos 'n verkleurmannetjie van kleur kan verander na gelang van sy omgewing, kan 'n woord ook van woordsoort verander na gelang van die spesifieke betekenis wat dit kommunikeer, die vormlike eienskappe daarvan en die wyse waarop dit binne 'n bepaalde konteks gebruik word. Kom ek verduidelik met illustrerende voorbeelde. Luister na die volgende voorbeeld. Hy skink vir hulle wyn. Hier gee wyn 'n naam vir 'n konkrete saak. 'n Saak wat met ander woorde in die werklikheid bestaan en gesien en geproe kan word. As ons sê, hy skink vir hulle wyn, is die wyn wat die persoon skink nie telbaar of repliseerbaar nie. Dit wil sê, dit kan nie 2 of meer word nie. Dit kan net meer of minder word. Dit is uitsetbaar. Die feit dat wyn in hierdie sin van ons, hy skink vir hulle wyn, 'n naam gee vir iets wat net meer of minder kan word of uitsetbaar is, veroorsaak dat die woord wyn in hierdie konteks vormlik nie getalsonderskeid toon nie. Dit toon nie die onderskeid tussen enkelvoud en meervoud nie, en ook nie saam met woordsoorte soos die onbepaalde lidwoord of bepaalde hooftelwoorde, wat albei met telbaarheid geassosieer word, gebruik sal word nie. In die konteks is wyn op grond van sy betekenis, vorm en gebruik daarom 'n massanaamwoord, oftewel massanaam soos dit op skoolvlak bekend staan. Maar in 'n sin soos, onder die 5 inskrywings het 3 wyne ook as Suid-Afrikaanse kampioene uit die stryd getree. Ek herhaal dit weer. Onder die 5 inskrywings het 3 wyne ook as Suid-Afrikaanse kampioene uit die stryd getree. Is die konteks waarin wyn gebruik word nou anders? Hoewel dit op betekenisvlak steeds 'n naam gee vir iets wat ons met ons sintuie kan waarneem, is hierdie saak nie meer uitsetbaar nie, maar eerder telbaar of repliseerbaar. Dit kan 2 of meer word. Ons sien dit vormlik, deurdat dit die meervoudsvorm, naamlik wyne het, en sintakties saam met die bepaalde hooftelwoord 3, wat met telbaarheid geassosieer word, gebruik word. In die konteks is wyne op grond van sy betekenis, vorm en gebruik daarom 'n soortnaamwoord, oftewel soortnaam soos dit op skoolvlak bekend staan. Soos die verkleermannetjie waarna ek vroeër verwys het dieselfde woord nou in 'n ander omgewing 'n ander kleur aangeneem.